Die boek Romeine gaan oor twee goede. Paulus skryf aan die Romeine. Hy het twee onderwerpe wat hy saam behandel, wat dit baie mooi maak. Die een is die uitverkiesing van Israel, die terugkom van die 10 stamme na Israel toe. Yeshua die prys betaal, julle kan terugkom. Dis die een onderwerp. Die tweede ene is die nuwe verbond. Ons is nie meer onder die ou verbond nie, ons is onder die nuwe verbond. Dis die twee goed wat hy behandel. Nou, julle ken Paulus en die nuwe verbond. Ek meen, hy het baie uitgesproke. En hy het 'n duidelike lyn. Hy laat jou nie wonder as dit nou dit of dat nie. Maar as dit kom by hoofstuk 14, dan lyk dit nou so, maar wat nou? Nou sê hy, die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat swak is, eet groente. Of hy wat swak is, eet net sekere kos. Maar die een glo dat 'n mens alles mag eet, hy is die sterke. Maar hy wat swak is, eet groente. Nou wat het nou hier gebeur? Dis mense wat uit die wet uitkom, wat sien, okay, dit is die nuwe verbond. Maar hulle raak baie moeilik ontslae van dinge uit die verlede uit. Soos byvoorbeeld 'n Saterdag Sabbat. As iemand nou oortuig word, okay, ek sien die nuwe verbond, maar die Sabbat bly vir my 'n ernstige saak. Ek sal eerder Saterdag nie werk nie. Dit voel net vir my reg. Ek voel ek eer Vader as ek dit doen. Die ander ou sê, eet, maar ek kan sien dat dit glad nie saak maak nie, dat die dag niks daarmee te doen het nie. Elke dag is syne. Dis die twee persone. Die een wat sê dis elke dag, hy is sterker in die geloof as die ou wat sê, maar ek wil graag die Saterdag afsonder, of selfs die Sondag. Ek wil my Sondag afsonder, want dit voel net vir my reg. Nou sê Paulus daar, hy wat eet, met hom wat eet nie verag nie, en hy wat nie eet nie, met hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. So nou sê hierdie ou, ek gaan nie op 'n Saterdag gras neem. Dit is nie vir my reg nie, ek gaan dit nie doen nie. So wat sê Paulus? Moet hom nie oordeel nie, los hom. Hy hoef nie die dag te eer nie. Die probleem kom wanneer iemand dink daar is regverdigmaking daar. As jy dink, as ek nie die Saterdag afsonder nie, of as ek nie die Sondag afsonder nie, dan is my geregtigheid voor die Almagtige in gevaar. Dan is dit 'n probleem. As jy sê, ek kan sekere kos nie eet nie, moenie met seekosse by my kom, wat nie vinne en skibbe het nie. Ek kan dit nie eet nie. Ek voel, God gaan ongelukkig wees met my. Ek gaan dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie. Dis hoekom hy sê, jy moet oortuig wees. Die teendeel van dit is eintlik, as jy nie oortuig is nie, en jy eet daai vreemde seekos, doen jy sonde. Jy moet oortuig wees. En hy wat reeds oortuig is, en hy sien, Yeshua het gesê, niks wat by die mond van 'n mens ingaan kan hom onrein maak nie. Ek kan dit maar eet, daar's niks daaraan nie. Jy mag nie die ander ou oordeel wat sê, ek kry dit nie reg nie. As daai ou sê, daar is geregtigheid daarin om dit nie te eet nie, of as ongeregtigheid daarin om dit te eet, dan is dit iets anders, dan is daar 'n probleem daar. Maar as hy sê, ek eer God deur dit nie te eet nie, dan kan hy dit doen. Hy gaan nie ekstra punte verdien nie. Dit is net so. Maar hy kan dit doen. Maar die idee is dat hy moet volwasse word en by dit verbykom en sien, want hierdie ou was nou nog in die kleuterskool gewees. En in die kleuterskool het hy nog verstaan dit werk so. Maar wanneer hy laerskool toe gaan, dan sien hy, okay, ek hoef nie meer 'n blou kosblik skool toe te vat nie, dit kan enige kosblik wees. My ma het net gesê blou is sodat hy nie met wegraak nie, want al die ander sinne is geel. So dan word hy groter. Maar terwyl hy laerskool toe kom met 'n blou kosblik, moenie vir hom sê, jy stupid nie. Daar moet jy hom juis verdra.